Goeiemôre. Dit is goed vir my om saam met jou in hierdie ruimte stil te word en onsself te verdiep en onsself oop te lê. Ek wonder, as ons nou in hierdie 4de week van lydingstyd is, hoe ons al hoe nader beweeg, Paasfees wat ook vir ons 'n vooruitsig is. En ons kyk hierdie week na die legkaart ritme of legkaart gewoonte wat ons help om te sê maar hoe lyk my unieke bydrae aan God se koninkryk en hoe my lewe gevorm is. Alles van my verlede, my persoonlikheid, my passies, paaie wat gekruis het met omstandighede en mense. Ons lees vandag 'n gedeelte uit 1 Korintiërs 4. Ons lees daar vanaf vers 14 tot 17. Hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus julle Vader. Daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Om hierdie rede het ek Timoteus, my geliefde en getroue seun in die Here, na julle toegestuur. Hy sal julle herinner aan my lewe en leer in Christus Jesus, waarin ek ook oral in elke gemeente onderrig gegee het. Ek is in Christus Jesus julle Vader. Daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. En om hierdie rede het ek Timoteus, my geliefde en getroue seun in die Here, na julle toegestuur. Paulus, wat ook die vader was van 'n klomp gemeentes wat hy geplant het, en hier in hierdie gedeelte lees ons hoe hy 'n jong Timoteus se leermeester en sy mentor en sy vader was. Die vraag wat hierdie gewoonte van die legkaart na my en jou te bring is, watter mense sou jy beskou as mense wat 'n betekenisvolle impak en 'n rol ook in jou lewe gespeel het? Mense wat jy sou kon sê is my leermeester, is 'n vader, is 'n mentor vir my. Ek weet baie mense het nie meer 'n vader nie, of het op 'n baie jong ouderdom hulle vader verloor en die dood afgestaan. Of ons het nie gesonde voorbeelde van vaders nie, maar iemand anders het daai spasie en daai ruimte kom vul. Wie is daai persoon wat jou begelei het, wat in liefde en ontferming hulle oor jou ontferm het en jou gelei het en begelei en steeds begelei? Mense wat jou sal bevestig, mense wat die wonderlike woorde, ek weet nie of jy al die wonderlike ervaring gehad het om deur iemand anders bevestig te word nie. En dit is sommer maar net wanneer iemand sê, iets goeds uitspreek. Wanneer 'n voorbeeld sou kon wees, wanneer ek in jou teenwoordigheid is, voel ek veilig. Of wanneer ek in jou teenwoordigheid is, voel ek word gehoor. Of wanneer ek in jou teenwoordigheid is, help jy my om op 'n dieper vlak na my lewe en na God te kyk. En ook iemand wat bereid sal wees om jou tereg te wys. Iemand wat blinde kolle in jou eie lewe sal uitwys. In liefde jou eintlik weer help om te sê, maar sien jy hierdie oor jou lewe raak? En kan jy sien dat die impak daarvan, as jy daarmee aanhou, hoe dit jou van God en van jouself en van jou verhouding sal vervreem? Vraag is, hoe het hierdie persone, individue, groei in jou lewe gestimuleer, jou lewe in 'n baie spesifieke en 'n bepaalde rigting gestuur? Vir watter mense is jy dankbaar? Miskien wil jy dalk hierdie week hierdie mense 'n lys gaan maak. Of dalk het hierdie verhouding van iemand, van so 'n persoon, bietjie doodgeloop. Dalk wil jy die foon optel en daai persoon kontak. Of dalk wil jy gaan sit en doelbewus weer
hierdie lesse, hierdie ervarings, waardevolle inspraak in jou lewe, gaan joernaal, dit gaan neerskryf, sodat jy bestekopname kan doen van hierdie invloed van hierdie persoon in jou lewe. Dan is daar natuurlik ook mense wat amper half hierdie anti-helde is, mense wat jou seer gemaak het, mense wat pyn veroorsaak het, mense op wie jy jou hoop gevestig het om jou te help en jou te lei en 'n mentor te wees, of iemand wat jy na opgekyk het. Psalm 27 sê daar vanaf vers 10 en vers 11, selfs al sal jou moeder en jou vader jou verlaat, sal die Here jou in sy sorg neem. Miskien het jy nie iemand nie, miskien ken jy nie, miskien vertrou jy nie iemand om in jou lewe in te spreek nie. Miskien wil jy na die Here toe gaan of hom vra om iemand in jou lewe aan te wys, uit te wys, en dalk so 'n verhouding te begin. Of miskien is jy so iemand vir 'n jonger persoon. En mag jy met groot volharding aanhou om daai persoon se mentor te wees. Mag die Here vir ons help om mekaar te koester, mekaar tot groter en meer toewyding aan die Here getrou te maak. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, skenk ons u genade en dankie vir mense wat ons pad kruis, wonderlike rolspelers, wonderlike rolspelers, mentors, vaders en moeders. Mense wat vir ons 'n wonderlike voorbeeld is van wat dit is om u na te volg. Dankie vir u genade en u goedheid. Ons loof u daarvoor. Amen. Mag jy ook in hierdie week wat verder reis, mag Here vir jou genadig wees. Totsiens.